Ons is amptelik vanaand klaar met Johannes 5 en ons begin met Johannes 6. En ek wil julle net so vinnig 'n recap gee, so vinnig 'n terugloer oor wat in Johannes 5 gebeur het. So ons sien Johannes 5 begin, die hoofstuk begin met Jesus wat in Jerusalem aankom, net voor 'n Joodse fees. Nou die Joodse fees, is ons nie seker wat se fees dit was nie, maar daar's 'n sterk vermoede dat dit Pinksterfees was. Ander mense reken dat dit moontlik die hittefees was waarvoor Jesus gekom het, maar Jesus stap in by die ingang waar mense nie noodwendig sou instap nie. Ek dink hulle noem dit die skaappoort waardeur hy ingeloop het. En daar ontmoet hy 'n man wat langs die bad van Betseba lê. En hy genees hom. En ons sien dit krap die Fariseërs toe nou geweldig om, want Jesus doen dit op 'n Sabbat. En hoe durf hy op 'n Sabbat vir iemand sê, staan op, tel jou mat op en loop? Dis dan mos nou werk op die Sabbat. En uit hierdie onder ons sien ons dat daar 'n hele gesprek tussen Jesus en die Fariseërs begin. En in hierdie gesprek is daar 8 karaktereienskappe wat Jesus van homself sê, wat hy teenoor die Fariseërs verduidelik oor wat was sy missie, hoekom is hy hier, hoe leef hy, en wat ons vir mekaar gesê het reg deur hoofstuk 5, is soos Paulus gesê het, wees my navolger soos ek Christus navolg, net so kan ons hierdie goed toepas en navolg, hierdie 8 goed wat Jesus van homself sê in Johannes 5. En ek wil graag hulle net vinnig vir jou deurlees. Ek is seker daarvan, as Johannes 5 gaan deurlees, sal jy dit kry, en as jy die verse wil hê, kan jy na die tyd met my kom praat, en dit is alles op YouTube, ons het dit baie verder bespreek daar ook. Maar die eerste ding wat ons sien in hoofstuk 5, is Jesus reflekteer die Vader. Jesus is 'n beeld van die Vader vir die mense daar buite. Die tweede ding wat ons sien in Jesus se karaktereienskap of sy attributes, is dat hy is afhanklik van die Vader. Die derde een is, Jesus vind sy sekuriteit in die Vader. Vierde een wat ons sien is, Jesus is in harmonie met die Vader. Vyfde een is, Jesus is onderdanig aan die Vader. Net dit wat my Vader sê, dit doen ek. Die sesde een, Jesus vind sy bevestiging in die Vader. Ek dink dit was een van my gunsteling gedeeltes, waar Jesus vir die mense sê, ek kan self vir julle getuig, maar wat help dit 'n mens getuig oor homself? Niemand gaan tog glo as jy oor jouself getuig nie. Hy sê, maar daar's 'n ander ene, daar's Johannes die Doper, hy getuig van my, en wat hy sê is waar. Hy sê, maar ek het ook nie eintlik eers die getuienis van mense nodig nie. Want my Vader in die hemele is die een wat my bevestig. En my werke wat hy vir my gee en ek doen, dit bevestig my. Die sewende een wat ons sien is, Jesus soek net die eer van die Vader. Is nie op soek na eer van mense nie, is nie op soek na eer van instansies nie, nie op soek na eer van organisasies nie. En die 8ste een, en ek dink dit was my tweede gunsteling een, is Jesus is stil voor die Vader. Hy kom en dan nie op die einde sê hy vir die Fariseërs, julle glo nie eers wat Moses geskryf het nie, en dit wat Moses geskryf het, gaan oor my, en dan hier op die einde sê hy dan, maar moenie dink dat julle my te veel omkrap nie, ek gaan julle nie eers aankla by die Vader nie, want die skrifte waarin julle sê julle glo, is wat julle aankla. Die skrifte kla die mense al klaar aan. Die mense wat teen ons staan maak, en ons soveel keer mors ons tyd in die Here se teenwoordigheid, want ek het nou eers 'n lang lys van mense wat ek nie wil vergewe nie. En ek het 'n lang lys van plekke wat my ingedoen het. En ek het 'n lang lys van kerke waar ek seer gekry het. In plaas daarvan dat ek tyd in die Here se teenwoordigheid spandeer, oor hoe gaan ek groei? Hoe gaan ek vorentoe beweeg? Dan spandeer ek al my tyd op die verlede. En ek wil julle uitdaag vanaand
van dat jy môreoggend wakker word totdat jy gaan slaap, net een dag lank. Kyk om al 8 hierdie karaktereienskappe van Jesus toe te pas. Kyk of jy ook so kan leef, want ek kan jou waarborg, jy gaan nie 'n dag in jou lewe anders wil leef, as jy hierdie goed besef het nie. As julle dit wil neerskryf, sal ek dit na die tyd vir julle gee, sodat jy jouself kan gaan herinner. Nou, weens 'n bietjie swak beplanning, het ek net een vers van Johannes 5 oorgelos vir vanaand. Dis net die laaste vers. Toe ek dit lees, toe bedink ek, kon ek nie maar net laasweek deurgedruk het maar dit is nou so, dis hoe die Here dit beplan het, so kom ons doen dit. Johannes 5 vers 47 sê, maar as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Weet julle wat is die geskrifte waarvan hy hier praat? Jesus verwys terug, in die verse voor hierdie ook, wys hy terug na die wet en die geskrifte van Moses. En hy sê, as julle nie sy geskrifte glo nie, sy geskrifte wat juis van die begin af, van Genesis, regdeur tot Maleagi, al die geskrifte van die Ou Testament, as julle dit nie glo nie, wat juis gaan oor my koms, hoe gaan julle die woorde glo, wat ek tot julle spreek? En dit is amper asof hy vir die Fariseërs sê, julle is so blind gestaar in die fisiese wet, dat julle nie meer kan hoor of sien, wanneer die Messias voor julle staan nie. Ons het laasweek oor 'n woord gepraat, en ek sal hom moet gaan opsoek voordat ek kom probeer uitspreek weer. En ons het vir mekaar gesê, dat so goed soos wat die Bybel vir jou kan wees, net so sleg kan hy vir jou wees, as jy hom verkeerd lees. Daar's teoloë en mense, wat nou 'n nuwe woord uitgedink het vir dit, bibliolatry, om 'n afgod van die Bybel te maak. Om die Nuwe Testament eintlik dan nog maar net my nuwe wet te maak. So Jesus kom in vers 7, in die laaste vers 47, en hy sê, maar as julle my geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? As julle dan nie eers die goed wat Moses geskryf het oor my nie kan glo, hoe gaan julle glo wat ek vir julle sê? Nou het ek so 'n oomblik 'n breek gevat in my voorbereiding en gedink, dis eintlik bietjie van 'n moeilike vraag. Is dit nie altyd beter om water by die oorsprong te kry nie? Dis mos nou waar dit dan die skoonste is. Is dit nie beter om altyd sê nou maar 'n kar eerstehands te koop, want dan weet jy, hy's nou nuut en daar's nou nog geen kilos op nie, en hy's nou nuut vars uit die boks uit, hy ryk nog soos 'n nuwe kar. Dink jy, is dit nie maklik vir die Fariseërs om dan nou net die waarheid by die oorsprong van die waarheid te hoor nie? Hulle hoor dit dan ons nou by Jesus self, hoekom glo hulle nie? Maar sien, die woord is in konteks geskryf, nie net vir die Fariseërs van daai dag en vir die mense van daai dag nie, maar vir my en vir jou hier vandag ook. So ek wil hê, ons moet hierdie vraag dan nou persoonlik maak vanaand. Kom ons vra hierdie vraag vir onsself. En hoe klink dit dan? Hierdie vraag sou so klink, Jacques, as jy nie die woord van God kan glo nie, as jy nie die woord opgeskrewe, die Nuwe Testament kan glo nie, hoe kan jy dan glo dit wat hy hier in jou binneste vir jou sê? As ek nie die woord kan lees en glo nie, hoe kan ek na die stem van die Heilige Gees luister en dit glo? Dit praat mos nog tot dieselfde ding. Dit sal nie twee verskillende goed sê nie, dit sal nie die mekaar praat nie. As ek dan nie die woord glo nie, hoe kan ek glo
in wat die Heilige Gees in my doen en in my werk. Ons sien die woord van God, Jesus Christus, ons perfekte voorbeeld, is ons perfekte voorbeeld, en as ons die woord glo en toepas, as ons erns maak met wat geskryf staan, en ons leef dit, sal jy kan glo en sien en hoor hoe die Heilige Gees binne in jou werk. So ek het hierdie gedeelte geskryf in konteks van Johannes 5 dan nou, en Jesus, hierdie laaste vermaning wat Jesus dan nou op die einde sê, as julle nie eers sy geskrifte glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Dit wat Jesus vir ons laat opteken het hier in Johannes 5, dit wat ons moet glo, en ek wil dit vir julle lees, want ek glo dis iets wat ek in my kas gaan plak, of op my spieël gaan plak, en dit elke oggend vir myself lees, want as ek hierdie my identiteit kan maak, dan sal ek 'n hele ander lewe begin leef. En dit het te doen met hierdie karaktereienskappe. En as jy dit ook wil hê, sal ek dit vir jou stuur. Jy kan maar net na die tyd vir my sê. Maar hier is die gebed. Ek wil hê my lewe moet die Vader reflekteer in elke gesprek en ontmoeting. Ek wil heeltemal van die Vader afhanklik wees en niks besluit sonder om eers te bid nie. My veiligheid en sekuriteit lê in hom. Ek kies om te glo dat hy my liefhet, want hy het dit aan die kruis bewys. Ek wil in harmonie en eenheid met die Vader leef en eenvoudig doen wat ek hom sien doen. Ek wil aan hom onderdanig wees en nie volgens my eie wil optree nie. My waarde en identiteit kom van die Vader alleen wat my bevestig. Ek gaan nie komplimente soek of mense se goedkeuring probeer wen nie. My grootste bekommernis is nie wat die wêreld van my sê of wat ander van my dink nie. Wat vir my saak maak is hoe my Vader my sien en dat ek hom eer. Ek wil stil word voor hom en rus vind in die genoegsaamheid en krag van sy woord. Wanneer ek die woord met alles binne in my glo, raak hierdie meer as net 'n gebed. Dit raak my identiteit. En dan kan ek sien hoe Jesus en die Heilige Gees deur my werk en in my werk. En dis dan die einde van hoofstuk 5. Hoofstuk 6 vat so 'n bietjie van 'n draai. Daar's so 'n bietjie van 'n kontras tussen hoofstuk 5 en hoofstuk 6. So hoofstuk 5 begin met Jesus wat 'n enkele persoon gaan uitsoek. Een man by die bad. Hoofstuk 6 sien ons dat dit begin met 'n skare mense wat Jesus uitsoek. Die storie begin nou so 'n bietjie verander. Dit begin nou 'n bietjie anders te lyk. Kom ons lees vers 1. Vers 1 van hoofstuk 6 sê, hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, oftewel Tiberias, vertrek. Sien, Johannes begin hierdie hoofstuk met die woorde hierna. Nou hierna beteken nie noodwendig dat dit direk na mekaar gevolg het nie. In die navorsing wat ek gedoen het ek gesien dat hierdie tyd tussen wanneer Jesus hierdie gesprek met die Fariseërs afeindig tot wanneer hulle dan nou oorgaan, kan enige iets tussen 7 weke en 'n jaar wees. Die tyd wat afgespeel het tussen hoofstuk 5 en hoofstuk 6. Al wat Johannes hier probeer skryf, is sê hierdie is die volgende moment wat volgens my as Johannes, die disipel, noemenswaardig is om neer te skryf. Dis die volgende ding wat gebeur het in hierdie tussen 7 weke en 'n jaar, het Jesus in Jerusalem gebly en bedien en mense gesond gemaak en genees, en ons gaan dit sien, want julle sal sien
in die volgende teksgedeeltes hoekom die mense hom volg. Sien Johannes 5 vers 1 praat van dat dit heel moontlik Pinksterfees was, en as dit Pinksterfees was, as dit die fees was toe Jesus Jerusalem ingekom het, dan is die verskil tussen 5 en 6 7 weke. Maar as dit die hittefees was, dan was dit ongeveer 6 maande wat Jesus in Jerusalem tyd spandeer het. As dit Pascha was, of the Passover, dan was dit 'n jaar gewees wat Jesus in Jerusalem was, voordat hierdie volgende gedeelte opgeskryf is. So moenie dink dat die twee volg direk op mekaar nie, daar is 'n tyd tussenin. As jy dink dit gaan direk op mekaar volg, gaan goed nie vir jou sin maak nie. Hoor wat sê vers 2. 'n Groot skare het agter hom aangekom, omdat hulle die tekens gesien het, wat hy vir die siekes verrig het. Jesus het toe teen die berg opgegaan, en daar met sy disippels gaan sit. Dit was kort voor die Joodse fees Pascha. Sien ook dat hierdie skare volg Jesus vir watse redes? Vir die tekens wat hy vir die siekes verrig het. Met ander woorde, daar was meer as net die man by die bad gewees. Dit was nie net die een persoon wie hy gesien het nie, inteendeel, Jesus het die man by die bad genees, en toe so bietjie weggeraak, voordat die fariseërs by hom kon uitkom, en toe later, toe loop hy hulle weer raak eers. So daar was nie eens baie getuienis gewees nie, wat vir my gesê het, Jesus het 'n tyd in Jerusalem spandeer, en mense gesond gemaak, soveel sodat hy 'n skare by mekaar gemaak het. Maar sien julle die rede hoekom hulle Jesus volg? Dit is alleenlik vir die tekens. Die skare sien Jesus nog nie as die verlosser of die Messias nie. Ons sien later in hoofstuk 6, en ons gaan seker volgende week daarby uitkom, hulle sien hom as 'n koning, hulle wil hom net daar vat, en hulle wil hom kroon, en vir hom sê, hier is dan nou ons, die koning van die Jode, en dan gaan Jesus teen die berg op, en hy stuur sy disippels oor die see. So hulle sien hom as 'n koning, maar voor hierdie sien hulle hom dan nou maar eintlik net as 'n tipe van 'n geneesheer. Baie mense kom met siektes en seer na die Here toe, want hulle het genesing nodig. Maar tog is daar ook mense in die gehoor wat hom sien as net iemand wat 'n bietjie vermaak kan bied. Julle ken ons tog maar 'n paar spotters. Hulle wil nie eintlik deelneem nie. Hulle staan net arms gevou daar agter, en is net hier vir die giggiltjies. Dit wat lekker is. Baie sien hom as 'n kulkunstenaar wat tekens doen. En is dit nie maar die mentaliteit waarmee 'n groot deel van die skare Jesus vandag nog volg nie? Vandag nog is hy 'n spaarwiel. Wanneer ek genesing nodig het, dan kom ek gou-gou weer terug. Wanneer ek finansiële hulp nodig het, dan kom ek gou-gou weer terug. Ek lees vanmiddag 'n ding wat die persoon skryf, jy kan nie vir 6 maande jou tandarts vermy, en nog steeds dink jy gaan 'n mooi smile hê aan die einde van die dag nie. Jy kan nie vir 6 maande die gym vermy, en verwag jy gaan wakker word met 'n sixpack, en arms wat al die streepies en lyne wys nie. So hoekom verwag jy dat as jy die kerk vermy, jy nog steeds 'n vuurwarm verhouding met die Here gaan hê? Hoekom dink jy dat ek gaan nou maandag gaan ek vir my opvolg by die dokter in Pretoria. Nou in sy spreekkamer is daar 'n groot TV. Man, regtig groot, ek het nog nie so een gesien nie. Maar daar's 'n bordjie teen die muur wat sê, wagtydperk is enige iets van 2 tot 4 ure nadat jy daar aangekom het. So as jou afspraak 9 uur is die kans goed dat hy jou eers 11 uur gaan sien, of dan nou 1 uur. Maar jy moet 9 uur daar wees. Okay. Maar in elk geval, so op hierdie TV, wys hy dan nou al hierdie natuurdokumentêre. En ek kan myself sit en verstaar daarin.
Ek raak weggevoer in hierdie prente van die pikkewyne en die luiperde en wat ook al. En ek staar naderhand vir die TV. Maar wat dink julle sou my afspraak my enigstens gebaat het as ek net gegaan het om te gaan TV kyk? Absoluut niks nie. Wanneer ons kerk toe kom en die Here dien net wanneer ek 'n teken nodig het, dan mis jy die hele punt. Vers 5 sê, toe Jesus opkyk en sien dat daar 'n groot skare na hom op pad is, sê hy vir Filippus, waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te laat eet? Nou, ek wil net vir julle konteks gee, my persoonlike opinie oor die konteks van hierdie stuk. Ek vermoed Filippus het 'n rukkie gevat voordat hy geantwoord het. Want dit is amper die tipe vraag, ekskuus, Here, wat het U gesê? Het U gesien hoeveel mense? Here, ons kan nie eens die einde van die groep sien nie. Waar gaan ons brood te koop kry? Vir al hierdie mense. Maar hoe wonderlik is Jesus se liefde vir mense nie. Sien, hy weet hulle volg hom vir al die verkeerde redes. Hy besef hulle is net daar vir die wonders en die tekens. Hy besef hulle sien hom nog nie vir wie hy werklik is nie, maar tog is sy eerste reaksie, kom ons gee vir hulle kos. Mense wat dit nie verdien nie. Mense wat daar is vir selfsugtige redes. Jesus se liefde sê, kom ons gee vir hulle kos. Kom ons dink vir 'n oomblik daaroor. Markus vertel vir ons iets anderste oor Jesus se reaksie, iets bietjie meer. Markus 6 vers 34 sê, toe Jesus uitklim uit die boot uit wat hulle toe nou mee oorgevaar het, het hy die skare gesien en hulle innig jammer gekry, omdat hulle so skape sonder 'n herder was, en hy het begin om hulle uitvoerig te onderrig. Sien, Jesus kyk na hierdie mense wat vir al die verkeerde redes kom en hy kry hulle innig jammer, soos 'n skaap sonder 'n herder. En ek is seker daarvan, julle wat ouers is, ken die gevoel. Jy weet, kinders het nie altyd die beste en reinste intensies wanneer hulle na jou toe kom met 'n versoek nie. En al hoekom ek dit kan sê, is want ek was op 'n stadium 'n kind. Ek weet hoekom het ek na my ma toe gegaan. Ek weet ek het vir haar gaan sê, nee mamma, asseblief, ek soek net R20 vir snoepie, ek beloof ek gaan vir my 'n broodjie koop, ek gaan vir my kos koop. Man, want ek sulke sakke vol sweets. Maar sien, die liefde binne in 'n ouer se hart wil voorsien en versorg ten spyte van wat die intensies ook al mag wees. Hoeveel te meer moet ek en jy mense wat kerk toe kom, al is dit vir die verkeerde redes, hoeveel te meer moet ek en jy hulle nie lief hê nie. As Jesus daar gesit het en hierdie mense gesien het wat almal kom vir die verkeerde redes en in hulle innig jammer gekry het, hulle gesien het as 'n skaap, as skape sonder 'n herder en wou vir hulle kos gee, dink jy nie dit is ons verantwoordelikheid ook om die mense wat hier inkom met wat ook al hulle intensies is, te aanvaar en te sê, kom eet saam met ons. Maar hier is die hartseer waarheid, die oomblik wanneer ons 'n snyfie van onopregtheid kry, is ons soos 'n wyfie leeu op haar prooi op sulke mense. Ons dink ons kan pak sla uitdeel, left, right en center. Ek sal vir hierdie mense sê wat wil kerk toe kom, net om te kom koffie drink, Anea.
Hulle kan koffie by die huis gaan drink. Dink jy dis hoe Jesus sou opgetree het? Of sou hy hom aan die arm gevat het en gesê het, hoe drink jy jou koffie? Kan ek vir jou maak? Hoekom wil ons pak sla uitdeel? Ek daag enigiemand uit vir my 'n skrif te bring wat sê dit is ons verantwoordelikheid om mense pak slaag te gee oor hulle sonde. Dit is ons verantwoordelikheid om te vermaan, maar dit is heeltemal anderste. Dit is nie ons verantwoordelikheid om te oordeel nie. Oordeel is nie joune nie. Daar is pastore en kerkleiers wat rondloop en kla oor gemeentelede. Man, as hierdie gemeente van my net meer geestelik was, weet julle hoeveel sou ons kon uitgerig gekry het? Hierdie selgroep van my, daar's nie een van hulle wat bid nie. As hulle net bid, dan was ons lankal die grootste selgroep gewees in die kerk. Dit is net 'n teken dat hierdie mense in hierdie posisies nie werklik herders is nie. Want 'n herder sorg nie net vir die skape wat die mooiste wol het nie. 'n Herder sorg nie net vir die skaap wat die grootste en die rondste is met die meeste vleis nie. 'n Herder gaan haal die moedswillige skaap wat aanhou weghardloop. Hy trek die dorings uit die een uit wat rondgeloop het en 'n doringbos vasgesit het. Die een wat geval het en seer gekry het, tel hy op en hy genees hom. Dis wat 'n goeie herder is. 'n Herder tref nie onderskeid onder sy skape en sê, maar hierdie groep is die regte groep en hierdie groep is die verkeerde groep nie. Dis nie hoe dit werk nie. Is dit nie juis daardie skape wat die herder meer nodig het nie? Is dit nie juis die mense wat kom vir die verkeerde intensies wat Jesus Christus nodig het nie? Weet julle dat die kerk is 'n hospitaal en nie 'n dagsorg nie? Ons is nie hier om volwasse babas op te pas nie. Ons is hier om siek mense gesond te maak. Ons is hier om die intensies van mense se harte om te draai. Ons is hier om instrumente in God se hand te wees om genesing te bring. Jesus het hulle gevoer wat hom gevolg het, al was dit vir die verkeerde redes. Kan ek en jy van vanaand af die mense wat kom ongeag hulle redes voer met die lewende woord. Vers 6. Hy het dit egter net gesê om hom te toets. Self het hy immers reeds geweet wat hy wou doen. Nou kan ons asseblief, as iemand Classics se nommer op speed dial het, 'n groot plakkaat maak van hierdie teksgedeelte en plak hom bo jou bed. As jy jou oë oopmaak in die oggende, moet jy hierdie lees. As jy jou oë voordat jy toemaak in die aande, moet jy hierdie lees. Hy het egter dit gesê om hom te toets. Ons wil nie glo dat die Here ons soms toets nie. Ons weier dit. Alles waardeur ek gaan, is nou maar net hierdie elendige lewe wat ek leef, op hierdie elendige planeet, op hierdie elendige dorp waar ek myself vind, en die vyand is tog net so lus vir my, en hy kan my nie uitlos nie. In plaas daarvan, om jou woord op te vat, en te sê, Here, hoe kom ek hierdie toets deur? Here, hoe slaag ek? So hoekom toets die Here vir Filippus? Te kyk wat hy doen. Ek het 2 redes. Die eerste rede waarvoor hy vir Filippus toets, is om vir hom te wys dat hy God, hy Jesus, altyd die voorsiening sal gee. Die opdrag maak nie sin nie.
Die opdrag lyk nie asof dit gaan uitwerk nie. Dit lyk nie asof ons daarby gaan uitkom nie, maar Jesus toets hom, want hy wou gehaat het, Filippus moes sê, Here, ek is nie seker nie, maar ek sal die naaste bakkery gaan soek. Maar van hier tot daar sal ons dit uitfigure. Dit sou die regte respons gewees het. Hy toets vir Filippus om hom te wys, hy sal altyd die voorsiening gee. En die tweede een is om vir hom te wys hoe ver hy al gegroei het en hoe ver hy nog moet groei in sy geloof. So hoekom toets die Here my en jou soms? Om vir jou te wys, hy is nog steeds God en hy sal die voorsiening gee. En hy toets jou om vir jou te wys tot hoe ver het jy gekom? Het jy vordering gemaak van laasweek se toets? Of die week voor dit? Was jy nou al 15 jaar besig om dieselfde toets te skryf? En wat het jy nog nodig om te doen? En om in te groei? So kom God ons toets. En ek praat met myself ook vanaand. Kan ons groot asseblief begin onthou wanneer ons voor 'n situasie staan waar dit lyk asof daar nie 'n werkbare oplossing is nie? Kan ons asseblief onthou om ons oë toe te maak en te vra, Here, wat moet ek doen? Hoe slaag ek hierdie toets wat U voor my gesit het? Kan ons asseblief onthou dat wanneer die Here jou toets, is hy nie besig om jou te straf nie? Is nie 'n aanval van die duiwel nie? Is 'n toets om te kyk of gaan jy gehoorsaam wees. Om vir jou te wys hy is steeds Here en vir jou te wys waar moet jy nog groei in jou geloof. Vers 7, kom ons kyk hoe reageer Filippus. Filippus het hom geantwoord, 200 denarië se brood is nie genoeg nie. Is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te laat kry nie. Vat gou jou vinger, sit hom gou hier op jou bors. Sê vir jouself, kom nou Filippus. Ja man. Julle, kom nou Filippus. Ons reageer almal net so. Ons reageer soos Filippus en ons maak hierdie een kardinale fout wanneer daai situasie voor ons staan. Dan dink ons al wat hierdie gaan oplos, Here, is geld en ek het nie genoeg daarvan nie. Nee, Here, hierdie opdrag, dit kon nie van U af gekom het nie, want Here, U weet hoe lyk my bankrekening. U weet wat is daar binne. 200 denarië, daar's nie genoeg geld om genoeg brood te koop vir al hierdie mense nie. En dan skryf ons dit af, want dit kan onmoontlik nie so wees nie, die Here sou dit nie van my vra nie. En weet jy wat gebeur? Jy skryf net weer daai toets. Jy skryf net weer daai toets. En hoe langer jy vat, hoe moeiliker raak dit. En hoe meer jy ongelowig is, hoe meer groei jy. Weet jy waarin groei jy? In jou ongeloof. Ek sien geld is altyd die antwoord en die probleem is dat ons nooit genoeg daarvan het nie. Moet vanaand hierdie een ding sê en as jy huis toe gaan met net hierdie een ding in jou gedagtes, dan het ons al klaar gewen. Dat elkeen wat sy oë op mammon rig sal nooit genoeg hê nie. Het sal nooit vir jou genoeg wees nie. Jy gaan nie by 'n punt uitkom waar jy tevrede is nie. Jy gaan nie by 'n punt uitkom waar jy bevredig is nie. Dit gaan net nie vir jou genoeg wees nie. Ons elkeen raak so vasgevang in hierdie probleem. Ons het 'n opdrag van God af en want ons vra, Here, hier is ek, gebruik my. Op 'n Sondagoggend is ons emosioneel en sê, Here, ek sal vir U enigiets doen. Totdat hy vir jou vra om die beursie uit te haal. Dan raak dit bietjie tight en skielik is jou kraag. Knoop, ek weet nie waar kom hy vandaan nie, maar hy sit nou moeilik. En dan met die eerste uitdaging twyfel ons in God se vermoë om te voorsien
en soek ons meer geld. Wanneer geld jou enigste oplossing is, gaan jy altyd te min hê. Vers 8. Een van sy disippels, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê vir hom: Hier is 'n seun wat 5 garsbrode en 2 visse het, maar wat is dit vir so baie mense? En ek kan amper myself indink Jesus se reaksie toe Andreas hierdie gesprek met hom begin, toe hy sê, hier is 'n seun, hierdie seun het 5 brode en 2 visse. Ek kon dink toe die Here opgewonde geraak, want ja, hier's een wat dalk glo, hier's een wat dalk op die punt is, en alhoewel Andreas so naby was, val hy nog steeds so bietjie kort. Want hy sê, maar wat is dit vir so baie mense? Hoe klein gaan ons hierdie moet opdeel, vir elkeen om net 'n bietjie te kry? Of gaan ons dit maar net verbystuur, dat elke ou ryk hoe ryk dit, en dan pas hy net aan vir die volgende ou. Andrea, die broer van Petrus, kry dit so amper reg. In plaas daarvan om te twyfel of daar voorsiening is soos Filippus, sien Andreas die voorsiening, maar hy twyfel of dit genoeg is. Weet julle dat ons as mense het 'n sondige natuur? Julle weet dit, né? En julle weet ook seker dat meeste van hierdie wêreld, hierdie aarde, draai rondom geld. Né? Dis mos nou die gesprek wat ons nou vanaand het. So as die Here vir jou sê, kom ons vat iets groots. Bou 'n hospitaal. En doen dit, maak sodat dit verniet is vir enigiemand om te kom mediese versorging kry. Hoeveel gaan so 'n projek kos? 90 miljoen? 100 miljoen? Wat dink jy gaan met jou sondige natuur gebeur wanneer die Here daai geld net so in jou skoot sit? Ek weet wat gaan met my gebeur. Ek gaan skielik baie lekkerder ry. Ja, pottels gaan my niks meer doen nie. Man, ek gaan nie eens ek vlieg waar ek wil wees. Soms is daar 'n rede hoekom die Here voorsiening bietjie vir bietjie op beslag bring. Want hy ken ons as mense. Soms sit hy nie die hele prentjie in jou hand nie, want hy weet, jy gaan nie nou die hele prentjie kan hanteer nie. Daar's 'n pad wat jy moet stap. Daar is groei wat jy moet doen. So ja, dit begin dalk met 5 broodjies en 2 visse. Maar net omdat die voorsiening op die stadium nie genoeg lyk nie, beteken dit nie dat God het iewerste 'n wiskundige fout gemaak. Iewerste het die calculator afgegaan en nou het hy nie mooi bymekaar getel hoeveel mense is hier nie. Ons het gesê 5000, nie 5 nie. 5000. En dan staan ons stil. Ons staan stil op hierdie plek. Here, is nog nie genoeg nie, ek kan niks doen nie. Here, die rekening is nog te klein, Here, ons kan nie begin nie. Die Here het nie vir jou gevra om te begin wanneer die rekening reg is, net vir jou gevra begin. Ons sien 2 areas van ons eie lewens waarin ek dink elkeen van ons kan groei. Die eerste een is om te besef dat wanneer God vra, sal God voorsien. Kan ek vir jou 'n ander geheim vertel voordat ons by die tweede een kom? Dink jy God is onbewus van wat jy verdien in 'n maand? Dink jy hy het dit enigstens nodig om jou te gebruik? Hy voorsien geld. So hoekom staan dit enigstens in ons pad dan?
As ons dan nou vanaand vir mekaar sê, ons weet, dat hy weet presies wat in my finansies aangaan, en ons weet dat hy dit nie nodig nie, hoekom staan dit in ons pad om groter werke te doen? Tweede ding wat ons elkeen in kan groei is, wanneer God voorsien, sal God altyd genoeg voorsien. Al is dit net genoeg vir nou, al is dit net jou daaglikse brood, God sal voorsien. Hoeveel keer in jou lewe en in ons lewens, dink jy het die Here al voor my en jou gestaan, met die 5 broodjies en die 2 vissies, en dan het ons uitgemis op die groot werk wat God wou gedoen het, want ek het gekyk in die hoeveelheid vas, en nie in die opdrag nie. Hoeveel keer het ons al wonderwerke uit God se hand gemis, want al wat ek sien, is dat dit nie genoeg is nie. Ek sien nie die een raak, wie genoeg is nie. Filippus struikel in sy geloof. Andreas twyfel of dit genoeg gaan wees. Sien God gebruik 'n klein klippie en 'n klein slingervel in die hand van 'n klein man om 'n reus te verslaan. Is dit nie hoe God werk nie? Vat Gideon. Is die minste in sy familie, uit die familie wat die minste is, onder hulle almal. En God gebruik hom, en sê, ek kies jou. God vra nie van jou. Hy vra nie van jou om sin te maak daarvan nie. Hy vra nie van jou om vir hom die somme te doen, of om uit te werk nie. Hy vra net van jou doen. Jesus sê vir sy disippels, die vrou, wat maar net die paar muntstukke by die tempel gegee het. Dis min, dis klein, dis bietjie. Maar vir sy disippels sê, sy het die meeste gegee. God vra jou om net te glo. En hier's 'n interessante gedagte. En dit vat 'n stap van geloof om so te dink. Is jy reg? Gaan ek jou uitdaag om vanaand so te dink? Dalk het God jou al reeds alles gegee wat jy nodig het om te begin. Dalk het jy nie nodig om te wag vir nog iets nie. Dalk het jy al klaar jou 2 vissies en jou 5 broodjies in jou hand. En ek weet dit lyk nie genoeg nie. Maar dalk vra God van jou om net te begin. Dit sal meer word. Vers 10. Jesus het gesê, laat die mense sit. Daar was baie gras op die plek, toe hy die mans gaan sit, en hulle was ongeveer 5000 in getal. Ek wil weer hierdie vers vir julle lees, maar die uitdaging, hoor of klink dit bekend? Jesus het gesê, laat die mense sit. Daar was baie gras op die plek, toe hy die mans gaan sit, en hulle was ongeveer 5000 in getal. Kom ek lees vir julle. In groen weivelde laat hy my rus. Na waters waar daar rusplek is, lei hy my. Hierdie mense, hierdie skare wat hom gevolg het vir al die verkeerde redes, wat net wonders en tekens gesoek het, kan ons net gou vir 'n oomblik
Skei gou almal aan wie jy nou gedink het weg. Moet nou nie aan iemand anders te dink nie. Moenie dink aan 'n spesifieke groep of 'n spesifieke persoon nie. Kom ons maak dit vir onsself vanaand. Ek, wat die Here al soveel keer teleurgestel het, en sy hart al soveel keer seer gemaak het, en al soveel keer gekom het vir die verkeerde redes, vir my bring hy tot by 'n plek waar hy vir my sê, sit en rus. Kom ek voer jou. Hierdie skape wat sonder 'n herder is, bring Jesus tot by groen weivelde en hy gee vir hulle kos. Ons sien daar's nog 'n ding wat ons opmerk in hierdie teksgedeelte. Alhoewel die disippels misluk het om genoeg geloof te haat, is daar een ding wat hulle wel reg gekry het. En dis om gehoorsaam te wees. Jesus het gesê, laat die mense sit, toe die disippels uitbeweeg. 'n ander evangelie sê dat hulle die mense opgedeel in groepe van 50 en 100, so hulle het nog geloop tussen die skare mense ook en die mense opgedeel. Hulle het nou ongeloof gehad of Jesus vir almal kan kos gee, maar toe die opdrag uitgaan en sê, doen, toe het hulle immers gereageer en gedoen. Sien, soms moet jy met jou siel praat, soos wat Dawid met sy siel gepraat het. Hoor wat sê Psalm 42 vers 5 tot 6, en ek kan dink van die disippels het rondgeloop en onder hulle asem hierdie vir hulle self gesê, hieraan moet ek dink, terwyl ek my hart uitsorteer, hoe ek optrek in 'n magtige skare, hoe ek voor hulle uitgaan na die huis van God, met lydende jubelkrete en dankliedere en feesvierende menigte. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. Soms moet jy 'n oomblik terugstaan en met jou siel praat en sê, siel, dit is tyd dat jy bykom in hierdie gesprek. Dit is tyd dat jy opdaag, want ek weet die goed lyk nie reg nie. Ek weet dit voel nie lekker nie, ek weet die voorsiening is nie genoeg nie. Maar dit is tyd dat jy opstaan en begin om te reageer. En hier is 'n ding wat ek wil hê, ons moet onthou. Dit is vir jou moontlik om gehoorsaam te wees, al twyfel jy. Inteendeel, meeste mense wat iets vir die Here in die lewe bereik het, het ten spyte van twyfel gehoorsaam gebly. Vers 11. En ons sluit af met vers 11. Toe het Jesus die brode geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit laat uitdeel aan die wat daar gesit het en ook van die visse laat uitdeel, soveel as wat hulle wou hê. Sien, hier is iets kardinaal belangrik in Jesus se optrede. Iets wat wanneer ek en jy dit besef, dat dit vir ons aansienlik makliker gaan maak om in die toekoms God se opdragte uit te voer. Dis dankbaarheid. Hoor wat sê die 53 vertaling, het sê, en Jesus het die brode geneem, en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels, en die disippels aan die wat daar sit. So ook van die visies, soveel as wat hulle wou hê. Maar kan ek gou net jou oomblik, jou aandag na daai skrifgedeelte toe vat? En hier is woordorde nou redelik belangrik, want wanneer het Jesus gedank? Voor. Het Jesus gedank toe die mandjies al reeds vol is en hy nou gevoel het, okay, nee, nou het God voorsien, nou kan ek maar sê dankie. Sjoe,
dankie, tog het nou voorsien, nou kan ons gaan uitdeel, dankie Here. Terwyl dit in sy hand was, nog steeds 2 visse en 5 broodjies, het hy God gedank, nie vir wat hy het nie, maar vir wat dit gaan wees. Ons dank God vir wat ons het, dis goed, dis reg. Maar wat vir jou die geloof gee om gehoorsaam te wees, is om hom te dank vir wat dit gaan wees. En wat hy daarmee gaan doen. Kolossense 3 vers 15 sê verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer, as lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep en wees dankbaar. So Paulus sê vir die gemeentelede hoe om hulle self te gedra. Onder andere sê hy, wat moet in julle harte regeer? Vrede. Vrede moet in julle harte regeer. Tot wat is ons as lede van die een liggaam geroep? Tot die vrede. Dit kom met 'n sekere optrede en julle kan die res van Kolossense 3 gaan lees. God verwag van jou om 'n sekere manier te leef, maar God wil hê dat jy moet vrede hê. So wanneer ons dankbaar is vir dit wat God vir ons gegee het, al lyk dit min, weet jy wat bewerkstellig dankbaarheid in jou lewe, wanneer jy dankbaar is teenoor God, al lyk dit min, bring vrede. Want die persoon sonder vrede is die een wat soos 'n afkop hoender rond hardloop en die somme alle kante toe om probeer maak en amper die kwotasies en die invoices so hemel toe wys en sê, Here, het jy gesien? Dis die persoon sonder vrede. Dis die ou wat wil reguit bank toe hardloop en sê, Here, nou moet U my help dat hierdie bankier vir my 'n lening gee. Dis die ou sonder vrede. Wanneer God vir jou 'n uitdaging voor jou sit, gaan op jou knie en sê, dankie Here. Ek het julle al vertel, ek het saam met 'n oom gewerk, nie saam om gewerk nie, hy was in die kerk gewees en hy het so af en toe by die kerk uitgehelp. En ek onthou die een dag, ek dink hy het sy bakkie gestamp of iets en hy was 'n elektriesien gewees, so hy het van sy bakkie af gewerk. Sy bakkie was sy kantoor, sy bakkie was sy stoorkamer, dit was sy warehouse, dit was alles gewees. Die dag stamp hy sy bakkie en hy kan nie met hom ry nie. En hy kom daar by die kerk aan en onder in die saal, in die jeugsaal, was daar sulke ronde rietkussings. En ek onthou hy het gaan sit en hy het sy een been oor die ander ene gegooi en hy het so opgekyk na die dak toe en gesê, Here, ek sien uit hoe U hierdie ene gaan uitsorteer. Ek is opgewonde vir wat U nou gaan doen. Dis die mentaliteit wat ek en jy moet hê, wanneer die Here 'n uitdaging voor ons pad sit. Maak nie saak wie hom daar gebring het nie. Maak nie saak of dit jou baas, of jou vrou, of jou man, of jou kinders, of jou broers, of jou susters, of jou ouers, of jou vriende, of wie ook al die uitdaging voor jou gesit het nie. Maak nie saak of dit die kar is, of die besigheid, of die huis, of die kat, of die hond nie. Maak nie saak nie. Ons eerste respons moet wees dankbaarheid en vrede, want ons weet dat ons God gaan voorsien in hierdie situasie ook. Ons wil dankbaar wees wanneer die voorsiening presies opdaag soos wat ons dit bestel het by die voordeur. Dan is ons dankbaar. En ons wil dankbaar wees nadat die bedrag waarvoor ons gebid het presies net so in ons rekening inbetaal is. En ons wil dankbaar wees wanneer my familie en vriende my uiteindelik ondersteun en help, en dan sal ek dankbaar wees. En dan wonder ons, hoekom is ons so bitter en nors wêreld? Hoekom is daar so min mense wat met 'n glimlag rondloop? Hoekom is almal so gejaag en so omgekrap en so kwaai die hele tyd?
Want ons vrede en dankbaarheid hang van ander mense en plekke en instansies af. Wees dankbaar vir die vrede wat jy beleef as deel van die liggaam van Christus nog lank voordat jy die uitkoms gesien het. Johannes 14 vers 27 sê: Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld wees en bang wees nie. Jy hoef nie paniekerig te raak. Jy hoef glad nie paniekerig te raak nie. Ons vrede is nie van hierdie wêreld nie. So weet jy wat beteken dit? Hierdie wêreld kan dit ook nie van jou wegvat nie. Daar is vrede en dankbaarheid. Filippus struikel, Andreas twyfel, die ander disippels dink ek loop so kop onderste bo en dink Here asseblief moet my net nie vir hom iets te sê nie, want ek weet ook nie wat om te doen nie. Tot Petrus wat ons sien verder in die evangelie, sukkel hy om sy mond te hou. Tot Petrus is stil in hierdie situasie. Maar wat het Jesus? Jesus het vrede en dankbaarheid in sy hart teenoor God. En daarom kon hy doen wat hy gedoen het. Vrede en dankbaarheid teenoor die Vader voordat die uitkoms daar was. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, so baie dankie vir u woord. En Here, my gebed is dat hierdie woord sal plant in ons harte, liewe Here. Dat dit sal opskiet en wortel skiet in ons hart, liewe Here. En vrug sal voortbring, liewe Heer, wat u eer. Here, wanneer die uitdagings van die lewens ons pad langs kom, en wanneer ons sukkel om dankbaar te wees en vrede te beleef, Here, wil ek bid en vra dat die Heilige Gees ons sal kom herinner aan dit wat U ons geleer het. Dat U ons sal kom herinner dat ons kan dankbaar wees voordat die uitkoms daar is. Dat ons kan vrede beleef voordat ons die oplossing sien, Here. Kom herinner ons. Sodat ons nie soos afkophoender sal rondhardloop, liewe Heer, maar dat ons soos die voorbeeld wat U vir ons gee, met vrede die opdrag kan uitvoer wat U vir ons gegee het. Here, dankie vir U woord. Dankie vir U Heilige Gees. Ons gee aan U al die eer en ons bid dit in U wonderlike en heilige naam alleen. Amen.